Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Sondag 5 Oktober. 'n tweede kans. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, ons sê vir U vreeslik baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie studie te kan bestudeer. Wees asseblief met ons harte en ons gedagtes, dat ons U boodskap mag inneem. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Josua 2 vers 1, tesame met Numeri 13 verse 1, 2, 25 tot 28 en 33, as ook hoofstuk 14 vers 1 tot 12. Josua se sending was om die beloofde land in te neem. Die vraag is net, waarom begin hy met die uitstuur van verkenners? Ons lees Josua 2 vers 1. Daarop het Josua, die seun van Nun, uit Sittim in die geheim 2 manne as verkenners uitgestuur en gesê, gaan bekyk die land Jericho. Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n hoer met die naam van Rahab ingekom en hulle het daar gaan slaap. Josua 2 vers 1. Ons lees dan nou Numeri 13 vers 1, 2, 25 tot 28 en 33. En die Here het met Moses gespreek en gesê, stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan, wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Van elke vaderlike stam moet julle 1 man stuur, elkeen 'n owerste onder hulle. En na verloop van 40 dae het hulle teruggekom van die land te verken. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran in Kades en aan hulle berig gebring en aan die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin U ons gestuur het en waarlik, dit loop oor van melk en honing en dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë. So was ons ook in hulle oë. Numeri 13 vers 1, 2, 25 tot 28 en 33. Ons lees Numeri 14 vers 1 tot 12. Toe het die hele vergadering uitgeroep. Hulle het hul stem verhef en die volk het die nag geween. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron en die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het, en waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die swaard te val? Ons vroue en ons kinders sal 'n buit word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie? En hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan. Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel. En Josua, die seun van Nun, en Caleb, die seun van Jefune, 2 van die wat die land verken het hulle klere geskeur. En die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het, om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moes word, maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. Daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag?
En hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? Ek sal hulle met die pes tref en hulle uitroei, en ek sal jou 'n groter en sterker nasie maak as hulle. Numeri 14 vers 1 tot 12. Die plek waarvandaan die 2 verkenners uitgestuur word is Sittim, Setaim, in die onverbuigde vorm in die oorspronklike Hebreëus, en herinner mens aan 2 laagtepunte uit Israel se geskiedenis. Die eerste is nog 'n verkennerstorie, lees gerus Numeri 13, met basies dieselfde elemente. Die aangewys en uitstuur van die verkenners, die binnendring van 'n vyandige gebied, die terugkeer van die verkenners, hul verslag oor die dinge wat hulle gesien het, gevolg deur die besluit om dienooreenkomstig op te tree. Die ander is 'n voorval by Sittim en is een van die grofste vorme van afgoderry waarin die Israeliete hulle ooit begewe het. Nog nooit het hulle die verbond op so 'n uittartende wyse verbreek as hier nie. Deur Bileam se toedoen het die Israelitiese mans geslagomgang met Moabitiese vroue gehad en ook hul gode aanbid. Ons lees Numeri 25 vers 1 tot 3. Toe Israel in Sittim gebly het die volk begin oreer met die dogters van die Moabite. Die het die volk na die offer van hulle gode uitgenooi, en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode. So het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor, en die toorn van die Here het teen Israel ontvlam. Numeri 25 vers 1 tot 3. Ons lees Numeri 31 vers 16. Kyk, hulle was deur die raad van Bileam vir die kinders van Israel 'n oorsaak van troubreek teenoor die Here in die saak van Peor, sodat die plaag in die vergadering van die Here was. Numeri 31 vers 16. Sittim se agtergrond skep dus spanning in hierdie verkenningstog wat Josua nou van stapel stuur. Gaan hulle weer eens op die grens van die beloofde land misluk? Of gaan dit tot die lank verwagte vervulling van 'n ou wêreldse belofte lei? Lees Johannes 18 verse 16 tot 18 en 25 tot 27, as ook Johannes 21 vers 15 tot 19. Watter parallelle merk jy tussen Israel se tweede kans as 'n volk en Petrus sin as 'n individu? Ons lees Johannes 18 vers 16 tot 18, sowel as 25 tot 27. Maar Petrus het buitekant die deur bly staan, en die ander disipel wat bekend was met die hoëpriester het uitgegaan en met die deurwagster gepraat en Petrus ingebring. Toe sê die diensmeisie, die deurwagster vir Petrus: "Jy is tog nie ook een van die disipels van hierdie mens nie?" Hy sê: "Ek is nie." En die diensknegte en die dienaar het by 'n koolvuur gestaan wat hulle gemaak het, want dit was koud, en hulle het hul warm gemaak. En Petrus het by hulle gestaan en hom warm gemaak. En Simon Petrus het hom staan en warm maak. En hulle sê vir hom: "Jy is tog nie ook een van sy disippels nie?" Toe ontken hy dit en sê: "Ek is nie." Een van die hoëpriester se diensknegte wat familie was van die man wie se oor Petrus afgekap het, sê: "Het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie?" En Petrus het dit weer ontken, en dadelik het die haan gekraai. Johannes 18 vers 16 tot 18 en 25 tot 27. Ons lees ook Johannes 21 vers 15 tot 19. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier?" Hy antwoord hom: "Ja, Here, U weet dat ek U lief het." En hy sê vir hom: "Laat my lammers wei." Hy vra hom vir 'n tweede maal: "Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief?" Hy antwoord hom: "Ja, Here, U weet dat ek U lief het." Hy sê vir hom: "Pas my skape op." Hy vra hom vir 'n derde maal: "Simon, seun van Jona, het jy my lief?" Petrus het bedroef geword, omdat hy hom 'n derde maal gevra het: "Het jy my lief?" En hy antwoord hom: "Here, U weet alles.
U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik, en toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Johannes 21 vers 15 tot 19. Die Here is 'n God van tweede kanse en ook meer. Genade is wat die Bybel hierdie bykomende kanse noem. Dit beteken bloot dat jy iets ontvang wat jy nie verdien het nie. Die Bybelse leer is deurspek van die begrip genade. Romeine 5 vers 2 lees, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Efesiërs 2 vers 8 lees, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Romeine 11 vers 6 sê vir ons, en as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie, en as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders is die werk geen werk meer nie. Uit genade skenk die Here aan elkeen 'n kans om oor te begin. Ons lees Titus 2 vers 11 tot 14. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, in gedoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Ywerig in goeie werke. Titus 2 vers 11 tot 14. Petrus het hierdie einste genade eerstehands beleef en spoor die kerk in sy tweede sendbrief aan om self ook daarin toe te neem, lees ons in hoofstuk 3 vers 18. Die goeie nuus eindig ook nie hier nie, want ons kry veel meer as 'n tweede en 'n derde kans, nie waar nie? Watter hoop sou daar inderdaad sonder God se volgehoue genade vir ons gewees het en steeds wees? Dink 'n bietjie aan die Israeliete wat 'n tweede kans begin is om Kanaan binne te gaan, asook die genade wat Petrus ontvang het en dit nadat hy die meester verloon het. Hoe leer ons uit die Bybelgebeure dat ons vrylik genade moet skenk aan diegene wat daaraan behoefte het?